Lieve vriende, ek groet elkeen weer eens in die wonderlike naam van ons Here en ons Meester, en dit bly altyd 'n voorreg om saam met u te kan kuier rondom die woord van die Here, en ek vertrou dat hierdie tydjie saam ook weer eens sommer net tot seën sal wees, tot bemoediging mag wees, en dat dit ook tot versterking van u geloof sal wees. So baie dankie vir die voorreg om saam met u te kan wees. Ons loof en ons prys die Here daarvoor. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, ons sê vir u so baie dankie dat u so genadig is en dat u so barmhartig is. Ons sê vandag vir u baie dankie vir die voorreg wat ons het om met vrymoedigheid tot u troon te kan nader en om u naam te kan aanroep, dat ons u Vader kan noem, dat ons u ons verlosser kan noem, dat ons u kan noem die leeu van Juda, die soetroos van Saron, en ons eer u dat ons u kan noem my Here. Ons dankie vir wat u in ons lewens kom doen het, en ons dankie vir wat u nog steeds besig is om in ons lewens te doen. Ons gebed en begeerte is, trek ons nader, Here, trek ons elke dag nouer en nader na u toe in 'n meer intiemer verhouding met u. Here, in die tyd waarin ons lewe, is dit nodig dat ons heilig sal lewe. In die tyd waarin ons lewe, is dit nodig dat ons standvastig sal wees, dat ons in die Here geanker sal wees, dat ons nie sal toelaat dat die dinge van hierdie wêreld en die omstandighede rondom ons van koers afdruk nie. Maar Here, dat ons by u sal skuil en by u sal bly. So dankie dat ons vir mekaar kan bid, dankie dat ons ook met mekaar kan bid, dankie dat ons kan vra dat u, Here, met elkeen sal wees, dat u in elkeen van ons lewens, ons weet al reeds aan die werk is, maar Here, bewaar ons van die bose asseblief, lei vir ons, hou ons elkeen styf vas, bewaar ons geloof, o Here, help ons om die Here end uit en voluit te kan dien. Asseblief, reinig ons, vergewe ons waar ons dikwels vir u teleurstel. Here, hou vir ons op die pad van geregtigheid. Asseblief, o Here, lei ons na waters waar rus is en na groen weivelde. Gebruik dan nou weer eens u woord, seën dit aan ons harte en word net verheerlik in ons lewens. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen. Liewe vriende, ek wil graag saam met u lees hier in Markus hoofstuk 6, Markus 6 vanaf vers 17 tot en met vers 29. Het gaan hier oor die onthofing van Johannes. Want Herodes self het gestuur en Johannes gevange geneem en hom in die gevangenis geboei, vanweë Herodias, die vrou van Filippus, sy broer, omdat hy met haar getrou het. Want Johannes het aan Herodes gesê, dit is u nie geoorloof om u broer se vrou te hê nie. En Herodias het 'n oog op hom gehad en wou hom om die lewe bring, en sy kon nie. Want Herodes was bang vir Johannes, omdat hy wis dat hy 'n regverdige en 'n heilige man was. En hy het hom beskerm, en nadat hy hom gehoor het, het hy baie dinge gedoen en graag na hom geluister. En op die geskikte dag, toe Herodes op sy verjaarsdag vir sy groot manne en die owerstes oor 1000 en die vernaamstes van Galilea 'n maaltyd gegee het, en toe die dogter van dieselfde Herodias inkom en dans, en Herodes en die wat saam aan tafel was behaag, sê die koning vir die meisie, vra my net wat jy wil, en ek sal dit aan jou gee. En hy het vir haar gesweer, net wat jy my vra, sal ek jou gee, al was dit ook die helfte van my koninkryk. Daarop gaan sy uit en sê vir haar moeder, wat sal ek vra? Toe antwoord sy, die hoof van Johannes die Doper. En dadelik gaan sy hastig in na die koning en vra en sê, ek wil hê dat u my op die daad die hoof van Johannes die Doper op 'n skottel gee. Toe word die koning baie bedroef, maar terwille van die eed en die wat saam aan tafel was, wou hy haar nie afwys nie. En die koning stuur dadelik een van sy leiwag met die bevel om sy hoof te bring. En hy het gegaan en Johannes in die gevangenis onthoof, en sy hoof op 'n skottel gebring en het aan die meisie gegee, en die meisie het dit aan haar moeder gegee. En toe sy disippels dit hoor, het hulle gekom en sy lijk weggeneem en dit in 'n graf neergelê. Net tot sover dan die geleesde deel.
Nou liewe vriende, ek wil graag uit hierdie gedeelte so 'n paar gedagtes uithaal wat ons iets kan uitleer en wat ook vir ons tot vermaning en tot bemoediging kan wees. Nou, die gedagte wat my hier die heel eerste opgeval het, is dat hier is 'n jong meisie, 'n pragtige jong meisie, sê die Bybel, en natuurlik die feit dat sy 'n jong meisie is, beteken sy's nog nie getroud nie, dit beteken dat haar toekoms lê nog voor vir haar. En hier kom die koning na haar toe, en die koning sê vir haar, vra my net wat jy wil, al is dit die helfte van my koninkryk, dan sal ek dit vir jou gee. Kan u vir u indink, watter wonderlike voorreg en opsie dit was, wat koning Herodes vir hierdie meisie gegee het. Haar naam was Salome. En dink net aan wat sy ook al nou vir die koning mag vra, sou vir haar 'n fantastiese hupstoot in die lewe gewees het. Dit sou, mense sou amper kon sê, die perfekte wegspring gewees het om haar lewe voor te sit. So sy het hierdie opsie, al is dit die helfte van my koninkryk, dan sal ek dit vir jou gee. En dan, liewe vriende, is dit so verskriklik hartseer as ons luister met watter versoek sy vorendag kom. Die een ding wat hier gebeur is, sy gaan na haar ma toe. Sy vra vir haar ma, mama, wat sal ek vra? Die koning het my hierdie opsie gegee. Wat sou ek begeer? Vriende, kan u vir u indink, dit ontstel my eintlik, as ek net daaroor dink, dat 'n ma vir haar dogter, wie se lewe nog voor haar lê, kan sê, vra vir 'n man se kop op 'n skinkbord. Vra dat 'n moord gepleeg moet word. Vriende, die feit dat Salome hier aan toestemming gegee het, al is dit onder die invloed van haar ma, het sy 'n mede-moordenaar geword, sy het 'n medepligtige geword aan die dood van Johannes die Doper. En nou kan 'n mens onmiddellik vir jou vra, wat se toekoms het so 'n kind in die lewe? Geen, absoluut geen. Nie as jy jou toekoms begin onder die invloed van om 'n moord te gaan pleeg nie. Net om jou begeertes te stil nie. So, sommer net vir ons as ouers, is die vraag vandag, wat is die invloed wat ons uitoefen op ons kinders? Wat is die dinge waarmee ons kinders probeer mee besiel? Wat is die dinge waartoe ons kinders dryf, dat hulle op die ou einde oneerlik raak? Dat hulle op die ou einde dinge aanvang wat hulle nie sou aangevang het as die druk nie op hulle was om hierdie begeertes van 'n ouer na te streef nie. Kom ons dink sommer maar net daaroor. Watter invloed is ons besig om uit te oefen? Herodias was nou Herodes se vrou, maar sy was voorheen met Herodes se broer getroud. En Herodes en Herodias, dalk was dit hulle name wat hulle na mekaar toe getrek het, hulle het met 'n buiteegtelike verhouding begin, en uiteindelik is Herodias geskei van haar man, Herodes se broer, en Herodes trou nou met haar. Kyk die invloed wat Herodias eerstens op haar eie dogter gehad het, sy verwoes haar dogter se toekoms. Maar saam met dit, weens hierdie sondigheid in haar lewe, Johannes het vir haar gewaarsku, hy het vir Herodes gewaarsku, dit is jou nie geoorloof om jou broer se vrou te neem nie, dis nie vir jou geoorloof, dat jy jou broer sy huwelik kan opbreek, en kan wegstap met sy vrou, en dan dink dat jy gelukkig gaan wees nie, Herodes. En in steede daarvan dat Herodes na Johannes geluister het, en homself gered het daardeur, het hy toegelaat dat Herodias se invloed sterker op sy lewe is. En daarom uiteindelik word Johannes die Doper gevang, en hy word in die tronk gesit. En was alles onder die invloed van Herodias. Kyk watter invloed het Herodias se sonde, die onwilligheid om haar sonde te bely en te laat staan, het haar kind se lewe verwoes, het haar kind se toekoms verwoes, terwyl sy nog 'n jong meisie was. Maar so verwoes sy ook Herodes se loopbaan. Sy bring vir Herodes onder daardie vloek.
Jy sien, ons het hier pragtig gelees, dit is so mooi. Die Bybel sê Herodes het gehou daarvan om met Johannes te praat. Hy het eintlik vir Johannes, het ons gelees, gevrees. Hy was bang vir Johannes. Hoekom, liewe vriende? En prys die Here vir die getuienis van Johannes se lewe. Mag dit waar wees van my en van u ook. Herodes, sê die Bybel, het gewis dat Johannes regverdig was en dat hy 'n heilige man was. Wow, mag dit van ons ook waar wees, dat ons regverdig is en dat ons heilige mense is. 'n heilige man, 'n heilige vrou, 'n heilige jong meisie, 'n heilige jong man. En as gevolg van die feit dat Johannes met die Here die pad geloop het, en as gevolg van die feit dat Johannes lief was vir die Here, en dat hy nie 'n hoogmoedige mens was nie, het hy eintlik in Herodes se hart gekruip. En alhoewel Herodes ook nie gehou het daarvan, dat hierdie eenvoudige profeet volgens hom aanspreek oor die vrou van sy broer nie, het hy nogtans gehou daarvan om na Johannes te luister. Maar onder die invloed, die Bybel sê hy was bedroef, toe Herodias of toe Salome met hierdie versoek na hom te kom, ek soek nou, hoor hoe druk sy dit uit, ek soek nou dadelik die hoof van Johannes op 'n skottel. En omdat hy nie sy eed wou verbreek nie, omdat hy nie in 'n verleentheid wou kom nie, omdat hy nie sy man wou staan nie, het hy toegegee aan hierdie versoek wat Salome by wyse van haar ma eintlik na Herodes toe bring. En hy stuur 'n leiwag en hy sê, gaan onthoof vir Johannes, bring sy hoof op 'n skottel, dat ek net hierdie vrouens tevrede kan stel. Vriende, dit het Herodes se hele lewe verwoes. Later, wanneer Jesus gevange geneem word, dan hoor Herodes by Pilatus dat hy het vir Jesus in gevangenskap, en Pilatus wil graag hê dat Herodes ook vir Jesus sal sien en met hom sal luister na hom, en vir Pilatus dalk ook met bietjie raad bedien. En hoor net wat sê die Bybel. Die Bybel sê, en toe hulle vir Jesus voor Herodes bring, het Jesus hom nie 'n woord geantwoord nie. Jesus het nie 'n woord gespreek met Herodes nie. Hoekom nie? Want Herodes het al die voorregte gehad om die een wie vir Jesus die weg moes voorberei. Hy het die voorreg gehad om een gesprek na die ander met Johannes te hê. Hy het die voorreg gehad om te hoor hoe dat Johannes hom vermaan en vir hom sê, dis nie reg nie, dis jou nie veroorloof om jou broer se vrou te neem nie. En omdat Herodes uiteindelik luister na Herodias deur Salome en hy vermoor vir Johannes, staan Jesus, die seun van God, nou voor hom, en Jesus het vir Herodes niks te sê nie. Herodes was teleurgesteld. Hy het so uitgesien daarna om vir Jesus te sien. Hy sê immers dat Jesus is eintlik Johannes wat opgestaan het. Hy het so uitgesien daarna. Dalk het hy, omdat hy wil geglo dis Johannes wat opgestaan het hy dalk gehoop dat Johannes vir hom sou sê wie dan nou Jesus is, dat hy sou sê, ag Herodes, ek vergewe jou nog 'n keer. Ek vergewe jou dat jy jou broer se vrou gevat het. Ek vergewe jou dat jy Johannes vermoor het. Ek vergewe jou. Ek gee jou nog 'n kans. Nee, my liewe vriende, Herodes in al sy pragt en praal sit daar, en Jesus het niks vir hom te sê nie. Jesus het klaar gepraat deur Johannes, hy het niks meer vir hom te sê nie. Dis verskriklik. Dis verskriklik wanneer 'n mens jou hart so verhard, dat jy al die genadekanse wat die Here vir jou gee, van die hand wys. Ek praat nou met iemand wat elke keer wanneer die woord beskikbaar is, om daarna te luister, wat het afwys. Wat sê, ek het dit nie nodig nie, moenie vir my kom vertel nie, julle wil net oor sonde praat, julle wil net hê mense moet hulle bekeer, kyk hoe lyk julle lewens, daar die mense wat so voldaan is, vol van hulle self is, wat al die waarskuwings in die wind slaan. En dan op 'n dag, wanneer hulle begeer om iets te hoor, is daar niemand wat vir iets het om te sê nie. Dat dit nie die Here is wat agter jou aan hardloop, en nou gesig wil bekoop by jou, want jy het uiteindelik nou tyd vir hom, en kans vir hom nie. Hoeveel mense het ek nie persoonlik al gesien, op hulle sterfbeddens lê, en die Here niks vir hulle te sê nie. Ek het al 'n paar gevalle gehad, van mense met wie ek 'n lang pad geloop het, wat nooit tot bekering gekom het nie.
En die dag toe hulle gesterf het die Here my geweier dat ek hulle begrafnisse moet gaan hou. Hy het geweier dat ek het selfs net bywoon. Hy het niks meer te sê nie. En ons weet, ons praat nie met die dooies nie, ons praat met die mense wat die begrafnisse bywoon, maar dit was wat my so getref het oor die jare, daar die paar geleenthede waar die Here gesê het, ek wil nie by sy begrafnis wees nie, ek het nie 'n woord om daar te sê nie. Vriende, ons moet die geleenthede gebruik maak van wat die Here vir ons gee. Ons moet reg kies, moenie so dwaas wees, soos hierdie jong meisie wat onder die invloed van 'n ma, en hierdie jong meisie het geweet, dis 'n verkeerde begeerte wat my ma het, dis 'n sondige begeerte wat sy het, maar sy het ingegee, en so het Herodes ingegee, onder die sondige begeerte van 'n sondaar vrou, wat met God niks te doen wou hê nie. En sy het nie net haar eie lewe verwoes nie, sy het haar dogter se lewe verwoes, sy het Herodes se loopbaan verwoes. Vriende, ons het nodig om baie versigtig te wees oor hoe ons omgaan met die dinge van die Here en hoe ons omgaan met die Here self. En terwyl die Here dan vir ons sê, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Wat wil jy hê moet ek vir jou gee? Moet ons goed daaroor nadink. En weet jy, as ek eintlik aan hierdie gewoorde dink, en hierdie gedagtes dink, dan wil ek eintlik vir mense sê, vir kinders van die Here sê, pas op dat jy nie te laag mik nie. Pas op dat jy nie te min verwag nie. Begeer na meer. Daardie man wat daar by die tempelpoort gelê het vir jou Petrus en Johannes aangekyk, en toe dit lyk asof hulle wil verbystap, het hy eintlik, dink ek, 'n bietjie gevoel, in die gesig gevat gevoel, hulle kyk nie eens na my nie. Maar hy probeer om hulle aandag te kry, en wat soek hy? Hy soek maar net 'n almoes. Wat sal hierdie twee manne vir hulle so snaaks hou? Hy soek net 'n almoes, hy soek niks meer nie, maar prys die Here het meer vir hom om te gee, nie net 'n almoes nie, om sy lewe vir hom terug te gee. Goud en silwer het ons nie, maar wat ons het, in die naam van Jesus, staan op en loop. Die Here het meer vir jou. Die Here het meer vir elkeen van ons, as wat ons aan gewoond geraak het, as wat ons mee tevrede geword het. Hy het meer vir ons in ons geestelike lewe, as wat ons voorbid, liewe vriende. Daarom is dit vir my so kosbaar, wanneer Elisa die voorreg kry. Onthou, hy het met hierdie groot profeet Elia beweeg. Hierdie man wat nie eens die dood fisies gesien het hier voor almal nie, vir wie daar nie 'n begrafnis was nie. Elisa het die voorreg om te kan vra wat hy wil hê. Elia sê vir hom, as ek van jou weggeneem word, vra wat jy wil hê, en dit sal vir jou gegee word. En 'n mens sou dink, dink nou maar net menslik gesproke, dat Elisa sou sê, ag Elia, as ek net jou soort lewe kan hê, as ek net in jou voetspore kan volg, dan gaan ek tevrede wees, want ek het gesien wat die Here deur jou gedoen het, ek het die krag van God in jou lewe gesien, ek het jou geloof gesien, Elia, laat ek net soos jy wees. Nee, my liewe vriende, wat 'n fantastiese versoek het Elisa nie gehad nie. Hy sê, Here, ek soek 'n dubbele deel. Ek is nie tevrede met die minder nie, ek soek die meer, ek soek die baie van die Here af. Hierdie meisie soek die dood in steede van 'n koninkryk. Sy soek die dood in steede van 'n toekoms, omdat sy onder verkeerde invloede was. Elisa sê nee, ek soek nie die lewe van Elia nie, ek soek 2 keer meer as dit. Ek dink aan Moses toe die volk sondig en dinge daar by die berg van Sinaï, dan sê die Here uiteindelik vir Moses, ek sal my engel voor julle uitstuur om julle te bring in die land wat ek vir julle beloof het. En die Here, Moses sê vir die Here, nee Here, ek trek nie hier vandaan weg nie, as u nie saam gaan, nie gaan ons nêrens. Here, ek soek na meer as 'n engel. En so, my liewe vriende, wil ek by u pleit, wil ek die Here bid en sê, Here, meer van u asseblief.
Meer van die Heilige Gees in my lewe. Here, meer van u bediening in my lewe. Meer van u wonders in my lewe. Meer van u krag in my lewe. Here, ek is nie tevrede om net hemel toe te gaan nie. Ek wil die krag van God sien terwyl ek hier op aarde is. Ek wil die heerlikheid van die Here sien plaasvind. Soek na meer. Elisa sê vir die koning Joas, toe lê Elisa op sy sterfbed, hy sê vir koning Joas, vat hierdie pyle, slaan daarmee op die grond, of hy gee hom 1 pyl, hy sê slaan daarmee op die grond, en koning Joas slaan 3 keer en hy stop, en die Bybel sê, en Elisa het kwaad geword vir hom, en hy sê vir hom, hoekom het jy nie meermale geslaan nie, hoekom het jy nie 5 of 6 keer geslaan nie, want na mate jy die aantal houe wat jy gegee het, dis die oorwinnings wat die Here vir jou gaan gee. Hoekom wil jy net die helfte verslaan, as jy die hele Filistynse mag kan verslaan? Vriende, die Here lê dit vir ons. Ek dink altyd aan die blinde man van Jericho. As hy na Jesus toe gebring word, dan weet Jesus hy's blind. Hy weet hy moet gelei word na hom toe. Maar hoor wat vra Jesus vir hom. Hy vra, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En daarmee is dit asof Jesus dieselfde vir hom sê. Al is dit die helfte van die koninkryk, ek sal dit vir jou gee, dis my oop checkboek vir jou, wat wil jy hê? En so, liewe vriende, wil die Here vir my en vir u vandag vra, waarna begeer jy? En dit is my gebed dat ons in hierdie dae sal kies vir meer van dit wat die Here vir ons in gedagte het, liewe vriende. Want jy sien, die wonderlikheid is, dat wanneer jy die Here ontmoet het, dan het jy die volheid ontmoet. Die Here praat deur Jeremia met die volk van Israel. In Jeremia 2, vers 11, deur na vers 17 toe, praat hy daaroor vers 13, dink ek sê vir hulle, hy sê julle het 2 verkeerde dinge gedoen. Die eerste een is, julle het my die fontein van lewe verlaat. Die tweede verkeerde ding is, julle het vir julle gebarste reënbakke gaan uitkap, wat geen water kan hou nie. Julle het nie net my een kant geskuif nie, nee, julle het 'n alternatief gevat, julle het nie die koninkryk gekies nie, julle het die dood gekies. Vriende, laat ons seker maak, wat kies ons vandag? As die Here vir ons die ewige lewe aanbied, as die Here vir ons sy koninkryk aanbied, is die vraag, wat kies ons vandag? Kies ons 'n val en opstaan lewe? Kies ons 'n lewe nog vol van sonde? Of is ons bereid om te kies vir 'n oorwinnaarslewe, waar ons saam met die Here oorwin, waar ons raak sien, dat hy wie in ons is sterker, is meer, as hulle almal wie in die wêreld is. Is ons bereid om te lewe vanuit die oorvloed? Is my so kosbaar, wanneer Job praat, dan sê Job daar in 42 vers 5, dan sê, eers het ek net gehoor van u, maar nou het u gesien. Die verskil van, om net die Here op hoorsê te ken, teenoor om hom te sien, en om hom te beleef. So vriende, hier aan die einde is dit dood eenvoudig die vraag, wat kies jy vandag? Kies jy die dood, of kies jy die lewe? Kies jy 'n toekoms, of kies jy die einde? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat u die Here is wat ons altyd voor keuse stel. Ons kan kies, lig of duisternis, lewe of die dood, voorspoed of teëspoed, 'n toekoms of 'n toekomslose. Here, u is in staat om vir ons te gee wat ons begeer. Maar die vraag is, gaan dit ons verwoes, of gaan dit vir ons lewe bring? Here, help ons om vandag gewaarsku te wees deur die lewe van 'n Salome, jong meisiek, met die opsie voor haar om die helfte van die koning se koninkryk te kan kies, teenoor die dood van 'n onskuldige man. En dan word sy 'n medepligtige. Here, help ons elkeen om mooi stil te sit, goed na te dink. Wat is dit wat ek vandag van die Here sal vra? Wat is dit wat ek vandag sal begeer, dat die Here in my lewe moet kom doen? Help vir ons met daardie besluit, in Jesus naam. Amen. Amen.